Liewe broer en suster, ons begin vanoggend met 'n nuwe reis waar ons bietjie meer intensief gaan fokus op ons jaartema Saam bou ons op God. Die beeld wat ons jaartema dra kom uit Jesus se woorde aan die einde van sy bergrede hier in Matteus 7. Nou in Matteus 5 tot 7 lees ons hoe Jesus 'n skare mense aan die koninkryk van God bekendstel en hulle wil leer hoe die koninkryk van God lyk. Hy wil hulle ook vertel hoe bewoners in God se koninkryk moet leef. Met ander woorde, wat is die reëls wat bepaal hoe ons binne in hierdie koninkryk leef? Jesus sluit dan hierdie lering af met die verhaal van die wyse man wat sy huis op die rots bou, en dan vergelyk hy enige iemand wat hierdie lering ter harte neem en daarvolgens leef, is soos 'n wyse man wat sy huis op 'n stewige rots bou. Jesus sê in Matteus 7 vers 24, wat ons tema vers is vir hierdie jaar: elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die storms het gekom, die reën het geval, die winde het gewaai, maar die huis het stewig bly staan op hierdie rots, omdat die fondamente waarop dit gebou is, stewig staan. En wanneer ons so saam dink oor hierdie tema, is dit my hoop dat ons nie net saam dink oor hoe ons huis, De Bruin Park, lyk nie, maar dat dit ook vir jou help om te dink, of jou gedagtes prikkel, om te dink oor hoe jou eie huisgesin lyk, en hoe jou eie huisgesin gevestig staan op hierdie stewige fondament. Nou, deur die loop van die jaar het ek en Divna al 'n paar keer na hierdie tema verwys, maar vir die volgende paar Sondae gaan ons 'n bietjie meer prakties kyk, hoe lyk hierdie huis? As ons nou in hierdie huis in sou stap, hoe lyk die kamers van hierdie huis, wat stewig op hierdie fondasie gebou is? Ons gaan saam deur die kamers van die huis stap, ons gaan dink oor geloof rondom die tafel, geloof in ons verhoudings, geloof in tye van rus en vrede, en geloof in die gewone ritme van ons lewe. Maar voordat ons by enige van hierdie kamers kan uitkom, is daar een belangrike plek waar ons eers moet stil staan. Jy weet ons natuurlik dat voordat jy binne in 'n huis kan sien wat daar aangaan, moet jy eers vanselfsprekend in die huis ingaan. Daarom is die voordeur van 'n huis so 'n belangrike plek. Elke huis het ons. 'n voordeur is meer as net 'n opening in 'n muur. Dis 'n plek waar jy welkom geheet word. Dit is 'n plek waar jy inkom en uitgaan. Dit is 'n plek waar jy die eerste indrukke van 'n huis kry. En soos wat jy deur die voordeur stap en in die leefvertrekke van 'n voorportaal instap, is dit ook die plek waar jy die herinneringe van daai huisgesin sien, die foto's wat teen die muur hang, dalk herdenkings wat van 'n vakansie afkom, wat mooi uitgestal word. Wanneer jy deur iemand se voordeur stap, kom jy in hulle leefwêreld in. Jy ontmoet hulle waardes, jy sien die gewoontes van daai huis raak, jy hoor hulle stories en die manier hoe hulle leef. Daarom is dit gepas dat ons reis saam by die voordeur begin. Want voordat ons kan praat oor hoe geloof in hierdie huis lyk, moet ons eers vra, wie woon in hierdie huis? Wie gee rigting aan hierdie huis? Wie se stem vorm hierdie huishouding? Ons gaan binnekort saam lees uit Josua 24, en daar sal jy hoor dat hierdie vraag presies die vraag is waarvoor die volk Israel te staan kom. Vind jouself vir 'n oomblik dalk net in die groter verhaal van Israel waar ons vanoggend is. Die volk is nou gevestig in die beloofde land, en hulle leier wat leiding geneem het tot nou toe, Josua, is aan die einde van sy lewe, en hy maak nou so half reg om oor te gee. Die laaste toespraak wat hy vir hulle wil gee, voordat hy vertrek. Die groot trek deur die woestyn is nou verby.
Die beloofde land is ingeneem. Die stamme het elkeen nou hulle grondgebied ontvang. En vir die eerste keer in geslagte en oor jare is daar 'n bietjie normaliteit in die volk Israel se lewe. En juist daarom roep Joshua hierdie volk bymekaar by Sichem. En dan lees ons vanoggend daar, wat is die gesprek wat hy met hulle voer? Ons lees van vers 1 af. Joshua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptdraers geroep. En hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel. Lang gelede het julle voorvaders, onder hulle was Terah, vader van Abraham en Nahor, anderkant die Efraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham anderkant die Efraat geneem, en hom die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het ek vir Isak gegee, aan Isak vir Jakob en Esau. Aan Esau het ek die Seirberge gegee om in besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe. Ek het vir Moses en Aaron gestuur en ek het Egipte met rampe getref, soos ek dit goed gevind het. Daarna het ek julle uitgebring. Ek het julle voorvaders uit Egipte gebring, en toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaans en ruiters. Julle voorvaders het na my geroep om hulp, en ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars, en die see oor die Egiptenaars laat kom, sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestyn gebly. Toe het ek julle gebring na die land van die Amorite, wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee, sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle plek te maak. Toe Balak, seun van Zippor en koning van Moab, teen Israel oorlog wou maak, het hy vir Biliam, seun van Beor, laat roep om 'n vloek oor julle uit te spreek. Maar ek het nie na Biliam geluister nie, en hy moes julle teen wil en dank seën. So het ek julle gered uit die hande van Balak. Julle het deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amorite, Feresiete, Kanaaniete, Hetiete, Girgasiete, Jewiete en Jebusiete het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Ek het al van tevore die 2 Amoritiese konings laat moed verloor, en dit het hulle voor julle uitverdryf. Nie julle swaarde en julle pyle en bo nie. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Efraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, anderkant die Efraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Ons lees tot sover. Bekende woorde van Joshua wat ons almal baie goed ken, maar voordat ons by hierdie hoogtepunt van die teks kom, moet ons eers kyk wat dit vooraf gaan. As jy nou ooit gewonder het waar daar 'n opsomming van die verbondsverhaal is, of die verhaal van Israel tot en met die beloofde land, hoef jy dit nie vir ChatGPT te vra nie, jy kan net weer Joshua 24 kom lees. Op die oog af
lyk hierdie maar net soos nog 'n vergadering van die volk, maar eintlik gebeur iets veel diepers hier. Hier vind 'n verbondsvernuwing plaas. Israel word uitgenooi om net weer bewus te word wie hulle God is, aan wie hulle behoort. Die plek waar hulle hier by mekaar kom is ook betekenisvol. Sichem is een van die belangrikste plekke in Israel se geskiedenis, want dit is waar Abraham vir die eerste keer die verbond en die belofte van land en 'n nageslag ontvang het van die Here af. Indien jy graag 'n bietjie meer oor hierdie verhaal wil gaan lees, kan jy in Genesis 12 gaan soek vir dit. Sichem was ook die plek waar Jakob in sy huishouding opgeroep is om al die vreemde gode en afgodbeeldjies wat hulle bymekaar gemaak het, te begrawe. Daarvan kan jy gaan lees in Genesis 35. Nou geslagte later staan Israel ook hier by Sichem en hulle het nou al groot gedeeltes van die verbond sien ontvou. Dit is amper asof Joshua hulle wil terugvat na die begin van hierdie verhaal toe. Hy kon hulle bloot maar net vertel het van die gebeure, weer vir hulle vertel het oor hoe God met Abraham hierdie verbond gesluit het en wat daar alles gebeur het. Maar daar's iets kragtigs daarin in sy handeling om hulle daar na die plek toe te vat en dat hulle daar kan gaan staan op hierdie plek waar Abraham die verbond van God ontvang het en met al hulle sintuie te kan beleef wat daar gebeur het. Joshua wil dit graag benut. Hy sê voordat daar oor die toekoms gepraat kan word en hoe ons van hier af vorentoe gaan, is dit vir ons belangrik om eers te onthou waar vandaan ons kom. Voordat daar keuses gemaak kan word, moet ons eers terugkyk. Let op hoe Joshua hierdie gesprek met hulle begin. Hy begin nie met nog 'n opdrag wat van die Here afkom nie. Hy begin met herinneringe wat van vers 2 tot vers 13 strek, waarin die hoofkarakter nie Israel self is nie, maar God se handeling in Israel se lewe. Luister hoe praat die Here met hulle. Hy sê vir hulle, ek het Abraham geneem. Ek het vir hom 'n groot nageslag gegee. Ek het Moses en Aaron gestuur. Ek het julle uit Egipte laat trek. Ek het julle deur die woestyn laat trek. Ek het die land vir julle gegee. Oor en oor hoor ons hier dieselfde refrein. Ek het. Die Here herinner sy volk in hierdie gedeelte aan sy trou, aan sy sorg en aan sy lyding en genade. Hierdie verbondshernuwing begin weer eens by God se optrede wat eerste optree. Miskien is dit reeds die eerste belangrike les wat ons vanoggend kan leer uit hierdie teks uit, veral met betrekking op ons eie huisgesinne en huisgeloof. Geloof begin dikwels by ons eie herinneringe van daar waar God reeds teenwoordig was in ons lewe, nie in dit wat ons as gelowiges vermag het. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend vorentoe jaag, teen 'n verskriklike vinnig gepas. Nuwe uitdagings, daar word daagliks nuwe doelwitte gestel. Saam met dit kom daar altyd 'n stuk nuwe bekommernis. Ons gedagtes is gewoonlik besig met dit wat daar voor lê. Maar Joshua nooi die volk en ons vanoggend ook uit om vir 'n oomblik stil te staan en net terug te kyk. Om weer raak te sien hoe God reeds in ons lewens aan die werk was, daar in oomblikke waar ons hom nodig gehad het. Wat my van hierdie hoofstuk getref het, is dat Israel nie hier in 'n krisistyd verkeer nie. As ons die ballingskap tekste lees, dan sien ons altyd Israel se groot verdrukking. Ons Nuwe Testament lees, dan sien ons die Romeinse Ryk se verdrukking. En ek maak myself skuldig daaraan dat ek partykeer in my prediking makliker fokus om die Here se teenwoordigheid raak te sien in die moeilike tye van ons lewe. Maar ek wonder soms of dit nie vir ons moeiliker is
om die Here se teenwoordigheid te beleef wanneer dit met ons goed gaan. Wanneer dinge maklik is. Wanneer daar nie groot dreigende dinge is waaroor ons die Here moet vertrou. Dis waar Israel nou is. Daar's geen farao wat hulle agtervolg met strydwaans nie. Daar's nie 'n rooi see of 'n woestyn wat vir hulle voor lê nie. Daar's nie mure van Jerigo wat moet val nie. Die lewe het op een of ander manier rustiger geword. Die oorlogsjare lê agter hulle. Die volk woon nou in huise wat hulle nie voorgesoek het nie. Hulle eet van wingerde wat hulle nie geplant het nie. Hulle geniet die vrug van God se seën. En tog sien Joshua gevaar raak. En hy wil hulle aandag daarop fokus. En wanneer die lewe gevestig raak, raak dit vir ons al hoe makliker om te vergeet. Wanneer alles goed gaan, begin ons soms dink dat ons self die rede vir ons voorspoed is, en dan word God so half in die agtergrond geplaas. Wanneer die dae gevul is met net werk en skool, sport, rekeninge wat betaal moet word en ander verantwoordelikhede wat ons moet nakom, raak dit maklik om God se teenwoordigheid as vanselfsprekend te aanvaar. Daarom bring Joshua die volk terug na hulle verhaal toe, na die moeilike dae toe, die tye wat hulle regtig vasgehou het aan God om hulle daardeur te bring. Hy herinner hulle dat hulle hier staan omdat dit God was wat hulle gedra het tot hier. Die land waarop hulle staan is genade. Die lewe wat hulle nou in gemak kan leef is genade. Die toekoms wat voor hulle besig is om oop te gaan is genade. Eers nadat die volk weer hulle verhaal gehoor het, kom Joshua dan by hierdie bekende woorde. Julle moet vanoggend 'n keuse maak. Kies dan wie julle wil dien. Dit is belangrik om te hoor aan wie hy hierdie woorde rig. Voor hom staan daar nie mense wat nog nooit van God gehoor het. So hy is nie hier besig om evangelisasie werk te doen nie. Voor hom staan die verbondsvolk wat al hierdie dinge saam met hom geleef het. Mense wat die Here se redding beleef het, wat sy trou gesien het en sy sorg self ervaar het. En tog word hulle uitgenooi om weer te kies. Om te kies hoe lyk die pad vorentoe. Waar gaan jou loyaliteit dan lê? Want geloof is meer as net die herinnering. Dit vra partykeer ook 'n stuk toewyding. Elke nuwe seisoen bring weer die vraag: wie gaan die Here van hierdie huis wees? Wie gaan die rigting bepaal? Wie gaan die waardes vorm en wie gaan die stem wees waarna ons vorentoe gaan luister? Joshua antwoord dan sy persoonlike oortuiging. Hy sê: wat my en my huis betref, ons sal Here. As gevolg van dit wat ons gesien het, hoe hy die pad saam met ons gestap het. Hierdie woorde het deur die eeue diep aanklank gevind by gelowiges. Dit is dalk woorde wat diep in jou hart ook lê. Ons sien dit op versierings wat ons in ons huise sit, op voordeure, ons hoor dit baie keer in preke. Maar wanneer Joshua hierdie woorde uitspreek, doen hy meer as om 'n mooi geloofsverklaring te maak. Hy staan op en hy neem verantwoordelikheid vir sy huis. Hy verklaar sy loyaliteit en hy maak dit duidelik waar hy en sy huisgesin gaan staan. Bring ons dan terug na die beeld van die voordeur. Elkeen van ons huise het 'n verhaal. Elke huishouding leef vanuit sekere waardes. Party wat doelbewus daar gestel is, ander wat ongemerk ontwikkel het. Die vraag bly vir ons dieselfde egter. Wat vorm hierdie huis? Wat gee rigting aan ons huishouding? Joshua se antwoord is baie eenvoudig. Ons sal die Here dien. Ek dink dit is hier
waar hierdie teks besonder relevant word vir ons jaartema van saam bou ons op God. Wanneer ons so oor huisgeloof praat, dan dink ons maklik eers aan geloofritmes soos Bybel lees en saam bid as huisgesinne. Al hierdie dinge is belangrik, maar Joshua stel voor dat ons op 'n ander plek begin. Hy stel voor dat ons by die herinneringe van hierdie huisgesin moet begin. Herinner waar God getrou was. Dis dalk een van die grootste geskenke wat ons as mense het wat saam in 'n huis woon, is om met mekaar te kan praat oor ons godsbelewennisse, veral in tye waar ons die Here nodig gehad het. Waar ons die stories van God se goedheid vir mekaar kan vertel. Waar ons sy sorg vir ons oor al die jare weer kan onthou. En waar ons die oomblikke van sy voorsiening kan onthou en erken waar hy die moeilike tye gedra het. Is nogal interessant dat die slim mense wat al die navorsing doen in die teologie in 'n studie nie te lank terug nie, in 2024, bevind het dat kinders se geloofvorming nie primêr gevorm word deur Bybelkennis en formele geloofsonderrig alleen nie. Die grootste invloed op 'n kind se geloofsvorming is die geloof wat hulle by hulle ouers sien en hoe hulle ouers geloof uitleef. Hulle geloofsvorming word bepaal deur die kwaliteit van hulle verhouding wat hulle met hulle ouers het. En die gesprekke waarin geloof natuurlik gedeel word in die alledaagse lewe. Nie die amptelike Bybelstudie sessies nie dat ons sê dit is nie belangrik nie. Maar die grootste geloofsvorming vind plaas daar waar jy elke dag maar net met jou geloof aangaan en jou kind sien en hoor hoe jy oor geloof praat. Ek dink dit is waar vir ons as volwassenes ook en hoe ons as 'n gemeenskap van gelowiges ook by mekaar leer oor geloof. Ons leer van geloof wanneer ons hoor hoe God reeds deel van huishoudings is hier in ons gemeente. Ons hoor hoe hy deel is van verhale in mense se lewens. Ons hoor getuienisse van mense wat sê, as dit nie was vir die Here nie, weet ek nie hoe ek deur daai situasie sou kom nie. Ons leer van geloof wanneer ons gereeld terugkyk en weer raak sien waar die Here saam met ons op pad was. Die huishouding waarin ons woon, wat stewig op hierdie rots van geloof staan, word dan die veilige anker waarna ons toe kan terugkeer. Die veilige ruimte waarin ons geanker staan wanneer daar allerhande storms en winde in die wêreld daar buite waai. Tot dusver het ons vanoggend saam gedink oor die voordeur van buite die huis af en hoe ons oor die drempeltrap binne in die huis in. Maar een ander ding van 'n voordeur is ook waar, is dat jy binne in die huis kan staan en oor die drempeltrap en in die wêreld ingaan. As dinge woes gaan daar in die wêreld, waarin ons ingestuur word om deur hierdie voordeur te stap en in die wêreld God se koninkryk te gaan wees, dan weet ons waar ons vandaan kom. Ons weet waar ons stewige fondasie is wat ons dra. Soos ons dan op die drempel staan van nuwe dinge in ons lewe, staan ons in 'n sekere sin ook by die voordeur gereed om uit te gaan hierdie wêreld in, om die nuwe moontlikhede aan te gryp, om nuwe uitdagings aan te gryp, nuwe seisoene van ons lewe te beleef. Ons weet nie presies altyd hoe dit gaan lyk nie, wat vir ons voorlê of hoe ons dit gaan aanpas nie, of aanpak nie, maar ons weet wie ons tot daar gebring het. Miskien die een wat saam met ons deur die vorige jare gestap het, wat getrou gebly het en steeds sy kerk en sy mense dra. Ek wil juist jou uitnooi met 'n praktiese ding in hierdie week, iets baie eenvoudigs. Om soos wat julle as 'n gesinnetjie
by mekaar sit, dalk aan etenstafel, net vir mekaar die vraag te vra, waar het ons die afgelope jaar die Here se hand in ons huisgesin raak gesien? 'n bietjie daaroor met mekaar te gesels. Dalk as 'n egpaar is jou kinders dalk nou al uit die huis uit is, of selfs as jy alleen woon, skryf dit dalk vir jouself op 'n papiertjie neer. Deel dit met 'n goeie vriend of vriendin. Wanneer ons weer God se trou raak sien, dan word dit vir ons makliker om saam met Joshua dan te sê, wat my betref, sal ek in my huis die Here dien. Mag die Here ons help om huise te wees waar sy verhaal onthou word en sy teenwoordigheid gevier word en sy naam geëer word. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat deur die eeue getrou was aan U volk. Ons bring vandag ons lewens voor U. Ons staan nie voor U as mense wat alles reg het nie, Here. Maar as mense wat U nodig het in elke deel van ons huise en in ons harte. Ons bid vir ons huisgesinne, Here, waar daar warmte en nabyheid is, Here, dan dank ons U daarvoor. Waar daar partykeer soms spanning is, stiltes, gebroke verhoudings, vra ons vir U genesende teenwoordigheid. Leer ons om aan mekaar vas te hou, Here, om mekaar met geduld te dra en met sagtheid te praat, sodat ons met wysheid ook na mekaar kan luister. Here, ons bring vanoggend ons ouers voor. Gee hulle die krag en die wysheid vir die roeping wat hulle het, Here, waarin party van hulle dikwels so uitgeput voel. Gee hulle wysheid om te lei sonder harde woorde en om te vorm sonder vrees. Here, en waar ouers selfs moeg is of onseker is, herinner hulle dat U saam met hulle staan. Ons bid vir ons kinders en ons jong mense, die toekoms van ons land, Here. Veral daar waar hulle nou besig is om eksamen te skryf. Vul hulle met die helderheid in hulle gedagtes en die kalmte in hulle harte, Here. Bewaar hulle van uitputting en help hulle om net hulle beste te gee, sonder om hulle waarde daarin te verloor. Ons dink aan die wat siek is, Here, in ons gemeenskap, die wat met emosionele uitdagings worstel. Bring herstel daar waar pyn is, en rus waar daar uitputting is, en hoop waar dinge donker voel. Here, so dra ons ook ons land aan U, waar ons so besig is met ons registrasie vir verkiesings, waar daar onsekerhede is, spanning, en waar die gebrokenheid van ons samelewing so maklik gesien kan word. Daarom vra ons juis vir U vrede en regverdigheid. Gebruik ons om U lig te wees in ons gemeenskap. Here, ons vergeet nie diegene met wie dit ook goed gaan, wat tans vreugde in hulle lewe beleef. Mag hulle in daardie oomblikke van hulle lewe ook nie nabyheid voel. Leer hulle om in dankbaarheid te leef en al die goeie dinge wat U vir hulle doen raak te sien. Maak van ons huise plekke waar U teenwoordigheid erken kan word, en waar ons elke dag weer leer om op U te vertrou. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Thank you.